Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Welkom terug, dit is tyd vir volgenskoerantbesprekings en Christel Cornelissen sluit volgend by ons aan. Goeiemôre Christel. Dag sy kollegas. Christel, ons begin by die skietery in Australië. Ja, dit oorheers nog steeds hooftrekke wêreldwyd en ek dink jy by ons in Suid-Afrika, jy weet, ek dink almal kan identifiseer met daai vrees wat dit is. Jy's ergens by plekkies besig om fees. Ons het vandag Versoeningsdag. Mense kom by een op baie plekke en ewe skielik kom mense en hulle brand los op jou. So ek dink dit is 'n vrees waarmee baie van ons kan identifiseer. En daar kom nou al meer inligting aan die lig oor wat gebeur het in aanloop tot die Bondi Strand skietery. So onder andere het die vermeende skieters na die Filippyne gereis waar hulle glo een of ander vorm van opleiding ontvang het. Daar's tuisgemaakte vlae van Islamitiese staat in hulle voertuig gekry, 'n ploftoestel in hulle voertuig gekry. Nou Australië is in rou gedompel uit die aard van die saak. Dit is een van hulle ergste massaskieterye. En nou word vingers gewys. Jy weet wie se skuld is dit? Wat moes gedoen geword het? Wat gaan gedoen word? So een van die goed is vuurwapenbeheer. In Australië het ek gesien, besit jy vuurwapen jou hele lewe lank. So as jy 'n lisensie gekry het, dan het jy hom. So nou is daar vrae oor, is hulle vuurwapenbeheermaatreëls skerp genoeg? Is dit iets waarna gekyk word? Daar is kritiek oor antisemitisme. Word daar genoeg gedoen om dit te pak? Nou ja, ek weet nie of 'n mens met verskonings maak of redes soek. Jy weet dit het gebeur. As mens sê dit was 'n aanval op Jode, dis moeilik. Jy weet as jy praat tussen as jy kyk na die konflik tussen Israel en Hamas byvoorbeeld, Palestina wat voortduur, weet dan kan jy terug en jy gaan kyk na die konflik tussen Rusland en Oekraïne byvoorbeeld. Weet daar's nie aanvalle op Russiese burgers op 'n strand iewers nie. So dit is 'n moeilike verband om te trek om te sê maar daar's aanvalle in Oekraïense stede op burgerlikes. Daar is inderdaad. Jy weet maar Russe word nie ergens aangeval waar hulle op vakansie is nie. So weet jy dit skep vrae oor wat is hier aan die gang. Ek dink mens moet dieper kyk en ek dink in Suid-Afrika moet ons ook besef ons is nie immuun teen hierdie soort terreur of geweld nie. Ons het nou al baie gehoor goed wat jou hare laat rys en ek dink halfte daarvan weet ons nie eers nie van selle wat hier besig is, mense wat hier betrap word, mense wat hier verdwyn, mense wat hier weggemoffel word, ons sien hulle nooit weer nie. Dat hierdie 'n kanker is wat besig is om deur die wêreld te versprei is so en ek dink 'n mens kan identifiseer met die vrees van jy's ergens besig om een of ander fees te vier in vrede met jou familie en 15 mense is dood. Dis nie 'n massa-oorlog aanval nie, maar dis daai sagte stil kanker wat eet ons samelewings, klein selletjies van bewegings en radikale mense wat moord pleeg en dis nie 'n jy kan nie sê luister dis daai land wat nou teen hierdie land so kom ons maak nou oorlog soos wat mense die Verenigde State en die Galleërs probeer het met die Irak oorlog byvoorbeeld en sê ons haal hierdie nou uit. Daar is nie meer daai oorloë nie. Die oorloë is nou persoonlik. Dit is nou teen jou vel en dit is gesigloos. Dit is ja en dit kom van oral. Jy weet mense weet eintlik nie meer waar die bedreiging vandaan kom nie. Ja. Maar ek dink uiteindelik dit is wat terroriste wil hê. Hulle wil hê met bang wees. Weet en dan is dit ook wanneer ons goed aan mekaar doen wat ons onder ander omstandighede nie aan mekaar sou doen nie. En mense beklei wat onder ander omstandighede dit nie sou doen. Wat in vrede sou leef en nou noem ons mekaar name na die tyd. Ja. Wat ons nie voor die tyd sou doen nie. Ons sou nie. En ek dink dis waarteen ons moet waak uiteindelik. As mense nou een ding hier kan wegvat, is dit om te sê maar nee. Weet ons sê nee vir hierdie aan mekaar doen. Sure. Ons moet 'n bietjie praat oor die chaos in die KwaZulu-Natalse wetgewer, want lyk vir my kyk dinge is die nooit room van die vervelig oes nie. daar. Nooit vervelig nie. Nee. Kan hulle nie ook maar net met vakansie gaan nie. So dit was 'n mosie van wantroue in die KwaZulu-Natalse premier Tami Ntuli. Nou Ntuli het dit oorleef. Ek kan tot nou toe nie vir julle sê presies wat die telling was nie. Want dit was chaos geweest. So MK het gevra vir 'n geheime stemming. En die spreker het gesê nee, ons in die lig van deursigtigheid gaan ons nie 'n geheime stemming doen nie. Ons gaan jy stem, jy steek jou hand op en dan gebeur dit. En toe is daar chaos. MK het eers begin sing en toe die spreker gesê hulle moet verwyder word, toe die polisie ingekom om hulle te verwyder, toe hulle teëgesit.
toe is die speaker in hierdie opstootjie vasgevang. Dit is regtig sleg geweest om te sien dat hierdie die mense is wat in beheer is van 'n provinsie. Soos ek sê, hulle is veronderstel om die room van die oes te wees en dit is nie wat ons gister onsmaaklik geweest. Nou wat hulle gesê, wat van die mense sê is, jy weet, hierdie is nie 'n bestekopname van die premier se prestasie die afgelope 18 maande geweest nie. Die mense van KwaZulu-Natal het gestem en hulle het nie vir een party gestem nie. So die stemmery het beteken daar's verskillende partye en hulle moes 'n regering van provinsiale eenheid noem om nou vorm om nou te sê maar ons hou nie daarvan, jy weet, MK party wat sê hulle hou nie daarvan nie en om dit dan met chaos en geweld te ontwrig, dink ek is eenvoudig onaanvaarbaar. En ek mense moet jouself afvra, is dit die mense wat jy wil hê jou provinsie moet regeer? Nou hulle sê dienslewering stort in een, jy weet, mense kry nie die goed waarvoor wat hulle beloof is nie. Dit mag so wees dat daar groot probleme in KwaZulu-Natal is. So is hierdie die manier om dit op te los. Jy weet, dit voel amper so 'n bietjie soos 'n staatsgreep, jy weet, 'n provinsiale staatsgreep. En dit is eenvoudig nie aanvaarbaar nie. Ons het gestem, hierdie is waarvoor mense gestem het. Daar was nou weer eens 'n stemming gewees, 'n mosie van wantroue en dit is verslaan. En hierdie mense moet dit nou aanvaar en aangaan met wat voor hulle is. Is dit nie maar sprekend van ons Suid-Afrikaanse zeitgeist nie, dat ons, as ons nie van iets hou nie, dan brand ons daar, ons breek af, ons het wrig dit, of ons slaan dit. Ons protesteer daarteen, maar ons bou nie aan 'n ander opsie nie. Ons is nie konstruktief besig om 'n ander opsie te vestig nie. Ons is altyd besig om iets af te breek, want ons hou nie van dit nie. Dis maar 'n Suid-Afrikaanse ding. Nou sit mense en wonder, hoe gaan jy dit stop in 'n wetgewer waar daar vir die publiek 'n dienslewering en besluite geneem moet word? Gaan 'n mens sê, hoorie, maar as jy nou aanhou met dit, dan gaan jy volgende keer nie die verkiesing deelneem nie, maar jy kan nie dit nie, maar dis die demokrasie. Ja, dis eenvoudig nie hoe die politieke bestel werk nie. Weet, ek dink mense moet mooi dophou hoe hulle verteenwoordigers met die 4de probeerslag hulle gedra, weet, in omstandighede soos hierdie. En nou moet jy besluit, is dit waarmee ek my vereenselwig? Pierre, en dit is waar ons kom by, soos gaan jy bou of gaan jy breek? Ja. Want in Suid-Afrika het ons nodig om te bou. Maar ek dink die verkiesers hou daarvan as hulle verteenwoordigers chaos maak, hierdie spesifieke kiesers. So, jy weet nooit nie. Jy weet nooit nie. Hoe help dit vir jou om water in jou kraan te kry? Hoe help dit jou om werk te kry? Hoe help dit jou om die ligte aan te hou? Dan as jy kwaad is en jy gooi sement in jou pype wat nou net gelê is omdat jy kwaad is, en saboteer jouself. Ja, nee, dan moet jy maar ergens anders heen stap. Dan sal jy sulke mense kies om ook jouself te verteenwoordig. Ja, maar die premier het die moesie oorleef, so he lives to fight another day. Maar ek dink mense moet versigtig wees wanneer ons volgende jaar gaan stem oor wie dit is wat jy wil absoluut verteenwoordig. Ja. Christel, dan die publiek sal nie die tussentydse Madlanga verslag sien nie. Is dit nie vir julle net vreemd nie? Die Madlanga kommissie word in die openbaar gehou. Mense getuig in die openbaar. Getuies word doodgemaak. Getuie word redelik openbaar doodgemaak want hulle is geïdentifiseer. En om nou te sê die tussentydse verslag sal nie aan die publiek bekend gemaak nie, grens maar amper aan die absurde. Want hoekom? Nou die presidentsie sê nee, die finale verslag gaan bekend gemaak word. Hulle wil nie 'n halfgebakte verslag daar buite sit nie. Ek weet nie, dit maak my ongemaklik. Al hierdie goed het in die openbaar gebeur en om nou te sê, so wat die presidentsie sê is hierdie tussentydse verslag is net om vir president Cyril Ramaphosa op hoogte te bring van wat tot dusver gebeur het. So hulle sê die president het nie tyd om die verrigtinge elke dag te volg nie. Wat billik is, ek dink die meeste van ons het nie die tyd om die hele dag, dit is letterlik die hele dag wat hulle daar sit. So die meeste van ons het nie die tyd om dit regstreeks te volg 100% nie. So waarom nie dit bekend maak nie? Ek weet nie, dit strook nie vir my om te sê alles word deursigtig gedoen en dan wanneer 'n tussentydse verslag saamgestel word, sê dit nee, julle kan dit nie sien nie. So daar word nou uit die aard van die saak weer woorde soos weet politieke sensitiwiteit en nasionale veiligheid, sulke kwessies geopper. Snert. Ek wil ook amper gaan met sê snert. Daar's geen rede waarom hierdie nie bekend gemaak kan word nie. Korrek. Ja. Maar ja. Daar is maar nog die dingetjie oor Kaapstad se lughawe wat die hele tyd oor Kaapstad hang soos 'n vuil reukie wat van een kant af inwaai. Dat 'n mens
toeriste wat daar is op die N2 vir onder andere vir hulle lewensvrees. Nou sê Kaapstad, dis eintlik SANRAL se pad hierdie N2. Dis SANRAL nasionaal se verantwoordelikheid om hierdie pad te beveilig met watter sisteme ook al, maar Stad Kaapstad gaan nou inspring. Dis wat hierdie berig sê, so wat hulle sê is hulle wil 'n muur bou al langs die N2 naby die lughawe, 180 miljoen rand se muur. Allah. Ja, nogal Allah. In 'n poging om van hierdie aanvalle op motoriste te probeer voorkom. Ek dink die gedagte is edel, is baie geld. Waar dit vandaan gaan kom moet ons nog sien. Hulle praat van in Maart se begroting sal hulle meer duidelikheid hê. Ek is nie seker of dit heeltemal die probleem gaan oplos nie. Ons het nou al in ander lande ook gesien wat die bou van 'n muur. Mense kom deur 'n muur, hulle kom oor 'n muur. Veral in Suid-Afrika, kyk ons kan met visplakkies en 'n flatscreen TV bo 'n muur met spikes kom. So ek weet nie of 'n muur hier heeltemal die probleem gaan oplos nie. Ek dink wat nie die probleem gaan oplos nie is om te sê, jy weet, dis jou probleem of is nie my skuld nie of jy weet wat gaan jy doen of hoekom het jy nog niks gedoen nie. Hierdie mense moet bymekaar kom en hulle moet 'n plan maak. As dit geslote kring televisie is dit. As jy weet as daar patrollies moet wees, is dit. So kan dit nie langer aangaan nie. En ons het al male sonder taal daaroor gepraat en nou wat gebeur agter die muur? Ja. Want ek dink dit is die volgende vraag. So ons kan nou 'n baie mooi muur bou en te sê wie die motoriste word veilig gehou. Dis baie mooi op die gehou. hoofweg, maar wat gebeur letterlik aan die ander kant van daai baksteen? Ja, want dit is goed vir ons wat op die pad reis en bang is, maar wat gebeur aan die ander kant van die muur? Mense wat daar moet bly, kinders wat daar moet groot word. Ek dink dis iets wat ons nie uit die oog uit moet verloor nie. So ek dink dit is belangrik dat daar 'n vorm van drastiese ingryping is. Maar dit moet dan aan albei kante van hierdie letterlike muur wees. Daar's groot probleme, maatskaplike probleme. En jy weet, en dit moet ook opgelos word. Ons kan nie 'n polisieman op elke kruising sit. Jy weet, en mense is honger en werkloos en kwaad en gefrustreerd nie. Maar waar begin 'n mens dan? Begin mense nou eers om die probleem aan te spreek, om eers dan nou 'n kringtelevisiesisteem op die hoofweg te sit, 'n muur te bou en dan polisie te stasioneer elke paar 100 meter. Begin jy daar of los jy daai en begin eers in die gemeenskap? Die hoender-eierpeer, jy weet, hierdie goed het 'n geweldige slegte uitwerking op Wes-Kaapse toerisme, Kaapstadse toerisme. Jy weet, dit is nie lekker om te hoor dat iemand wat nou net by die lughawe aangekom het, vermoor word nie. Want dit is presies wat hier gebeur het. Weet, en dit is nie die eerste geval nie. So, en toerisme is groot, is belangrik vir die provinsie en vir die stad. Dit is waar werkskepping is. So nou moet jy sê, jy weet, hou ons eers hierdie veilig, sodat ons werk kan skep of die werk wat daar reeds is kan behou, of kyk ons eers na, jy weet, werk val nie uit die lug uit nie, dit moet van iewers afkom. So ek dink mense het die wysheid van Salomo nodig, maar jy het oplossings aan albei kante van die muur nodig. Absoluut. Ja. Maar ons kan nie aanhou om vir mekaar sê dis jou skuld of my skuld of jy moet nie. Nee, maar dit voel vir my of ons nie die probleem aanspreek nie. En ek dink daarin lê die probleem. Ja. Kristal, dan moet ons praat oor Ruben Marsberg se verdwyning. Dis 'n slegte storie met 'n slegte einde. So daar's oorskot gevind wat vermoedelik die van Ruben Marsberg is wat in November verdwyn het. So daar's iemand aangekeer, 24-jarige Duncan Gerard Kokemoer. Hy het gister vir die eerste keer in die hof verskyn. Verskoon my. Hierdie is sleg. Dit gebeur in 'n klein gemeenskap. Daar's 2 families betrokke. Daar's 'n groter gemeenskap by betrokke. En daar's eintlik in hierdie stadium nog geen antwoorde nie. So hy het in die hof verskyn. Die saak teen hom is uitgestel. Sy mense is daar, Marsberg se mense is daar. Dis moeilik. Veral omdat daar nog nie antwoorde is. In die eerste plek is daar nie sekerheid oor wie se oorskot gevind is nie. So hy het sekere uitwysings, Kokemoer het sekere uitwysings aan die polisie gedoen. Daar moet nog DNA-toetse gedoen word om seker te maak die oorskot wat gevind is wel die van Marsberg. Sy ma uit die aard van die saak hoop dat dit nie hy is nie. Sy het ook gesê hulle klou vas aan die hoop dat hy nog ergens is. Weet jy wat sê jy vir so ma? Ons gaan in Kersfees in en daar's soveel stories wat ons die afgelope jaar oor gepraat het. Stories waar ons nie gepraat het nie van mense wat iemand verloor het langs die pad hierdie jaar. In een of ander vorm van geweld of
of wat ook al, dat hierdie 'n tragiese storie is so, jy weet dit skeer 'n gemeenskap in twee. Ja. Van Ruben se besittings is toe ook by Kokemoer se huis gevind? Ja, Okay. ja. Sure. Wat die motief is, dis alles, daar's soveel vrae nog. Weet en as ons hier sit en wonder, kan jy dink vir albei kante se families, en dit het ek ook van tevore gesê, hier is nou 'n jong man in die beskuldigde bank, maar jy weet eintlik, as my kind droog maak, jy weet, mense is eintlik maar saam met hom in die moeilikheid, en dit moet mens nie vergeet nie. Dis twee families wat in rou gedompel is. En niemand is nog skuldig bevind hier nie. Dis baie meer vrae as wat die antwoorde is. Maar miskien moet ons 'n tree terug gee en sê ons moet dalk net 'n oomblik wag en kyk wat hier gebeur het. Dat hier 'n moeilike tyd voor lê vir die gemeenskap en vir albei van hulle se families. Dit is inderdaad so. Kyk, ek kan nou sê hy het 'n lijk uitgewys. So hy het geweet daar is 'n lijk daar. Hoe weet 'n mens dit? Hoe weet 'n mens dit? Ja. Het hy dit gehoor by iemand? Wat was hy daar toe dit gebeur het? So 'n mens weet hierdie vraag gaan hang in die lug, dik hang in die lug. Niemand gaan daaroor praat dadelik nie, maar ons moet eers hoor wat in die verhoor gebeur. So ja. Ons moet ja, dis ook nodig hoekom ons 'n strafregstelsel nodig het wat werk en vinnig werk. Korrek. Dan, ons het nou die dag gepraat oor hoeveel van Afrika se biodiversiteit al van die kontinent af verdwyn het. Daarom is dit altyd goeie nuus as ons agterkom daar is nog 'n ietsiekie wat skarrel iewers wat ons gedink het al Bokveld toe is. Ja, kyk en jy met jou wêreldreise deur Afrika, jy moet vir ons hierdie akkedissie gaan soek man. So dis die Sandveld akkedis, hy het 'n baie belangrike ander wetenskaplike naam. So die spesies in 1972 geklassifiseer sê hulle, want hulle het klomp van hulle versamel en toe vir meer as 'n half eeu sê hulle was daar geen bevestigde rekords van die spesies nie. Toe is dit op die rooi lys van bedreigde spesies gelys in Suid-Afrika en die res van die wêreld. So dit kom onder meer hier by ons en in Zimbabwe voor. En toe het hulle nou, eers het hulle enetjie gesien in November, maar hulle kon hom nie vang of afneem nie. Hi. Ja, dis is daai groot vis wat jy gevang het. As dit nie op Facebook was nie, het dit nie gebeur nie. En toe het hulle nou nog enetjie gekry. Wat interessant was, nadat ons by Marula hierdie berig gepubliseer het, ek dink gister toe ek my rekenaar afgeslaan het, het ons 3 e-posse gekry van mense wat gesê het, kan ons die navorsers laat weet dat daar baie van hulle het hulle. Ja, dit is daar. Ja. Waar kom die e-posse vandaan, weet jy? Ek mag jy sê. Nee, dit is hoogs geheim. Want mense nou graag wil weet waar is die verspreiding van die bloustert sandveld. Ja, want wat hulle sê van waar hulle nou gekry het, hierdie Zimbabwe park het of baie moeilike name. So, hulle praat van die verspreidingsgebied, dit lyk of dit bietjie groter is. Maar ons sal nou die e-posse aanstuur vir die navorsers. Ek dink dit was minstens 3 gewees van mense wat gesê het, nee, magtig, waar soek julle? Hoe wonderlik is moderne media nou, nee. Ons kom in 'n tyd dat die moderne wêreld die biodiversiteit pak slaag gee, maar as jy die regte goed gebruik, as jy met mekaar kan kommunikeer en kan sê, luister, hier's 'n e-posie, hier's 'n fotootjie, daar's 'n pin. Maar nou wonder mense, ons het al gepraat oor die molle wat weg is en dan snuffel iemand se hond dit uit, weet jy, die akkedis wat weg is en nou sê iemand, nee, koei. Hulle bly al op my plaas. Ek het hulle daar. Ja. Ons laat hulle met 'n plakkie, hulle is die wêreld vol. Ja, so ek is nou geen wetenskap nie asseblief nie. Kan niemand 'n akkedis met 'n plakkie slaan nie? Nee, moenie hierdie ene nie. Hemelbeer. Ja, dis baie interessant. Mense wonder, dit is wat jy sê moderne tegnologie. Ja. Miskien kyk ons net op die verkeerde plek. Miskien kom ons volgende week hier, kan ons net rus volgende week. Miskien kom ons volgende jaar hier. Ja. En dan ewe skielik kom ons agter my hier's 'n vervuiling van bloustert sandveld akkedisse. Miskien bring ek vir julle 'n akkedis. Dankie Christel. Sjoe, dis oulik van jou. Daar is die plakkies, Karels. Christel, die akkedisbringer. Christel, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Dankie kollegas. Dit is Christel Cornelissen, ons is nou weer terug. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.